Spreuke 18 vers 21 sê die tong het mag oor dood en oor lewe. Hulle wat lief is om te praat moet saamleef met die gevolge van hulle woorde. Glo jy dat jou woorde so kragtig is dat dit die krag van dood en lewe in hulle het? Let op hoe ekstreem daardie twee posisies is. God het nie gesê daar's 'n bietjie goed en 'n bietjie sleg in wat jy spreek. Hy het nie gesê daar's 'n bietjie soet of 'n bietjie suur, of 'n bietjie sassy of 'n bietjie opreg. Hy het gesê jy het een van twee dinge wat by jou mond uitkom. Die een is die lewe en die ander is die uiterste anders. En dit is die dood. Hoeveel drome is gebore deur woorde van inspirasie en van hoop? Woorde soos ek glo in jou en jy kan dit doen. Herinner jou aan dit. Alle dinge is moontlik deur Jesus Christus. Of stellings soos God is in staat om jou uitermatig oorvloedig te gee, ver bo alles wat jy kan vra, dink of kan bid voor. Dit is woorde wat lewe gee in jou drome. En hoeveel drome is laat vaar as gevolg van uitsprake wat die ding wat jy in jou hart begeer vernietig het. Ons kan 'n droom vermoor en in uiteinde vernietig met stellings soos ek dink nie so nie. Jy sal nooit in jou lewe nie, of ek twyfel daaroor. Kom ons gee God iets om mee te werk. Kom ons begin lewe spreek. Kom ons begin positief wees oor elke situasie en te alle tye. Kom ons loof en prys om 'n danksegging in ons harte, al gaan dit ook soms hoe moeilik. Maar Vader, dankie vir hierdie kosbare woord. Dankie Here dat ons woorde die atmosfeer van ons lewe kan verander. Here, help ons om net positief te spreek en om te staan op die beloftes in die woord. Ons loof U, ons prys U en ons eer U in Jesus se naam. Amen.